Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Hy het gekom om ons te verlos. Sy naam moet Jesus. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Hy het gekom om ons te verlos. Sy naam moet Jesus wees. Kom ons doen dit uit ons harte. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Hy het gekom om ons te verlos. Sy naam moet Jesus. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Hy het gekom om ons te verlos. Sy naam moet Jesus wees. Stop net so, hoor gou mooi. Ons gaan nog vir 3 minute hierdie song sing, voor ons oorgaan. Maar hoor gou mooi, elke keer as jy sê sy naam moet Jesus wees, dan moet dit uit jou hart uitkom. Hy smile volgens. Weet julle wat was die wonderlikste, beter as medaljes? Toe ek vanoggend sê, is u tevrede? Terwyl ek bid, en hy sê, ek smile oor die rapport. Ek smile. Ander vloek jou. Hy smile. Hoe erg gaan dit nie wees as 'n ou brandewyndrinker eendag die video kyk, 3-dimensieel. Weer die rapport berig. Daai dag het ek dit gesê. En hy kyk op. Hierdie gesig wat aan die kruis gehang het. Smile. Is tevrede met sy kinders. Wat gaan ons dan sê? Kom ons lewe vir daai dag. So vir 3 minute, as jy sing, sy naam moet Jesus wees, uit jou hart uit. Amen. Hy het gekom om ons te verlos. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Hy het gekom om ons te verlos. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Hy het gekom om ons te verlos. Sy naam moet Jesus. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Hy het gekom om ons te verlos. Sy naam moet Jesus. Sy naam, halleluja! Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Hy het gekom om ons te verlos. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Hy het gekom om ons te verlos. Sy naam moet Jesus wees. Kom ons begin aan bid. Daar waar jy staan, bid. Halleluja. Bid daar waar jy staan, bid. Yes, Lord. Bid. He is Lord. Jesus is King. Bid, verheerlik hom. Halleluja. I shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. I shout hallelujah. Hallelujah. His name of Jesus wees. Jesus. 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 Hallelujah. Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Hy het gekom om ons te verlos. Sy naam moet Jesus wees. Kom ons sit. Ons sing die liedjie. Dankie vir die musiek. Ons sing die liedjie. Sy naam moet Jesus wees. Hoor gou die teenstelling Saterdag aand by die partytjie. Ek drink Ritselo, nie klipdriffie. Dan kom hy selfde mense in die kerk en sê, wat gaan hulle so aan? Hoe kan hulle Jesus skree? Hoe kan hulle so onordelijk wees? Maar gisteraand toe jy gesuip was, toe skree jy lyn lager.
jy skree Kasel, jy skree Klipdrif, dan is jy fyn. Wanneer die droogte oor ons land kom ons hou 'n biduur, kom ons gee 'n uurtjie vir God. Ek het my skaapwinste, amper sê ek knoffelwinste, en ek het my mieliewinste opgesuip. Ek het my besigheid so goed opgesuip, maar nou wil ek 'n uur vir die Here gee, laat hy net reën bring. En dan 'n uur van die biduur, gaan hou dit dop, omdat as jy 'n verhouding met God het, kyk ons vir mekaar wie moet bid. Daar's 'n fout, 'n groot fout. Suid-Afrika is nie by God nie. As ons kyk na hierdie boerboelbroekies so goed. Ek is 'n ou wat van alle rasse hou. Maar in die geval wil hulle die wit, jong Suid-Afrikaner sy naam met 'n plank slaan. En hoe onnoosel kan ons nie wees nie? Dis ons wat gaan kyk. Dis ons wat lag as hulle ons naam sleg maak. Terwyl hulle kindermolesteerders vervaardig. Elke persoon wat porn kyk, is in die Universiteit van Satan. Hy is jou professor. En hy leer jou hoe om 'n kind te molesteer. Elke molesteerder gaan hoor maar het porn gekyk. Ek weet nie van een molesteerder wat ek mee gewerk het, wat nie porn gekyk het nie. Almal het porn gekyk. Moenie dat Satan jou vang nie. Nou ek wil volgende praat, sy naam moet Jesus wees. Maar ek wil eers oor 'n ontroerende, en ek het toestemming gevra by die ou. En hy het die name verander. Ek kry die week 'n oproep van Eckert. En Eckert huil verskriklik. 32-jarige jong man, amper sê ek dronkman. Jong man. Eckert self het nie 'n warm verhouding met God gehad nie, maar nooit onverskillig gelewe nie. Eckert het nie gerook en gedrank en gehoreer nie. En op 22 ontmoet hy vir Liesel. Is baie mooi liefde. En hy en Liesel trou. Jonathan, sy best man op die troue, sy beste pel. Hy is ook later by Jonathan se troue. Eckert en Jonathan is so. Jonathan raak siek 3 jaar terug. Was in die koerante, Jonathan lê en het nierversaking. Maar as hy 'n nier kry met die bloedgroep, wat vir hom help, kan Jonathan 'n mooi lewe van 60, 70 jaar nog hê. Jonathan, die dokter sê dat daar net 3 weke oor is, as daar nie 'n skenker kom nie. Eckert gaan toets sy bloed, en hy sien uit die bloed van Jonathan. Met 'n debat in die huis tussen hom en Liesel, besluit hy sal sy 1 nier vir sy beste vriend gee. Die operasie 'n week voordat Jonathan sou dood, vind die operasie plaas, en hy skenk hierdie nier. Jonathan se herstel is bo-menslik vinnig, en hy lyk goed. Hy speel ook tennis. So is Eckert ook gesond. Hy het sy nier gegee. Jonathan en Eckert bly steeds vriende. Jonathan speel tennis. Liesel speel ook tennis. Nie lank nie, en dit is hoekom Eckert my bel. Is daar 'n verhouding tussen sy vrou en die man wat hy die nier voorgegee het?
Hy vang hulle in die bed. Sy nier is in die man met wie sy vrou hom verneek in die bed. Hy bel hartseer. Hy sê Liesel en Jonathan het toe gaan trou. Dit eindig nie daar nie. Hy was nie die best man by daai troue nie. Maar hy het 'n seentjie tussen hom en Liesel. En laas week het Jonathan hierdie kind geklap en sy kop teen die muur en het gesterf. Die man wat hy sy nier voorgegee het, sy beste vriend, gaan knoop 'n verhouding met sy vrou aan en vermoor sy kind. Hy huil. Jesus Christus het vir jou 'n kruis gehang en alles gegee. Jy gaan verneek hom met Lucifer. Jesus het vir jou alles gegee. En jy maak kinders dood deur aborsie. Hulle koppe word ook so geklap in die vuuroond van die hospitaal. Dit was vir jou bitterlik ontstellend nou. Dat Eckert wat sy nier gegee het, dat Jonathan dit kon doen. Ons doen dit daagliks vir die koning van die konings. Hy het vir sy nier gegee, hy was gesteek in die sy. Ons verneek hom met die duiwel, met 'n sigaret. Ons verneek hom met 'n dop brandewyn. Ons verneek hom met porn. Ons verneek hom met ons kinderstories, ons uitsprake. Ek hoor vanoggend sê 'n pastoor in 'n live uitsending en hy sê, nee, hierdie een is al lankal in die hemel, Steve Hill. Hy sê, don't say something about somebody. Want jy oes dit. Jy oes dit. En ons is so geneig om dit te doen. Sy naam moet Jesus wees. En sy naam is Jesus. In Hebreëus noem hulle hom Yeshua. Hy ou sê vanoggend 'n baie dom komment. Jesus is die anti-kris. En binnekort sal julle fout agterkom. Ek gaan kyk op sy profile. En ek kry hom so jammer. As hy maar net die Jesus kan ontmoet. Daarom hierdie week, ek het Stella het nou net daaroor gepraat, is nie 'n week van fight, die fliek nie. Ons eerste aksie is, en ek het dit ook vir die rapport gesê en vanoggend op hulle kommentaar, ons eerste aksie is liefde met gebed, dat die director verander. As mense wat my laas gevloek het, toe ek in die rapport was vanoggend kan sê, ek is saam met oom, dan kan dit seker volgende keer weer ook van hulle af so wees. Daai selfde mense, ek het met hierdie God gesien, al die akteurs kan binnekort hier staan, en hulle verhale hier gee. Dis die Jesus, sy naam moet Jesus wees. Hierdie ou sal nie omgee as ek sy naam noem nie uit, vir my gisteraan sê ek wil so vraag vandag by die diens wees, maar ek moet P toe ry. Sy naam is Wolf. Hy het ons gevloek vir 4-5 jaar op Facebook. En een oggend hier kom staan en gehuil. En gesê ek wil anders te wees. Philip het hier gekom staan en gehuil. Sê jammer Andres dat ek hierdie goed oor jou uitgespreek het. Toe ek dit ook op 'n tyd beleef. Hierdie platform sal nog baie, ek spreek dit uit wat vir ons vloek. Want ons is eintlik niks. Wie is ek en jy? Hoekom kan ons nie maar gevloek word nie? Maar daai eerste 30 sekondes is hy hier voor jou vloek. Dis nou, en hy lyk nie te sterkie. kyk ek raak gou kwaad, maar ek check net of ek gaan lê en of ek nog gaan staan. Ek wil hom ook nie nou na kwaad geraak het opstaan en Jaco Goosen het oor my uitgespreek. Hy sê die volgende ou wat as ek my hand so oplig geval ek. Nou ek staan baie wyd vir daai een, want ek wil nie val nie. Maar hoor gou hierso mense. Ons vergeet nou, is nou sommer grappies tussen.
Maar ek vra vandag vir jou. Kom met liefde. As sy naam moet Jesus wees. Hy kom en hy sterf op 'n kruis. Die grootste plaasmoord in die geskiedenis. Hy maak hierdie aarde, dis sy plaas, 'n ronde plaas, vol diamante, steenkool, alles. Hy's die eienaar van hierdie plaas. Hy kom besoek sy plaas vir 33 jaar lank. Hierdie week terwyl ek bid, wonder ek by myself, toe hy daar in die krib lê, kyk hy het as mens gekom. Maar toe wonder ek tog, hy's God ook. Hy moet tog terwyl hy gesmile het vir die mense wat mirre en wierook gebring het. Ek sal dit graag eendag wil hoor. Hy moet tog met goddelikheid so na hulle gekyk het. As baba en gesê, ek weet, wat gaan jy aan? Hy kan daar opgestaan het. Eerste baba gewees het wat sommer dadelik reg opstaan. Hy kan, dit is, maar hy het jou so lief, hy kom as mens. As jy 'n nuwe landery ploeg, en daar's baie muurshope, dan ploeg jy al die muurshope stukken. En die trekker kom ry aan, en die mure kyk so, hulle sê, wat se groot ding is die? En dan rip hy hulle wonings stikkend. Maar as iemand goue muur word, en vir hulle gaan hardloop en sê, mure, dit verwoes, dan gaan hulle hardloop. Jesus het mens geword, en vir ons kom vertel, hoe gaan dit werk? Sy naam is Jesus. Is 'n mooi Jesus. Ek het regtig vanoggend, dit weer ervaar in my gebed, daardie opgewondenheid. Ek het eers gesê, Here, ek wil nie windie wees, dat ek maak het net nie. Maar ek wil vir u kom sê, as ons voor u troon staan, ek is sy kind, ek mag sulke gebedjies bid. Sal u trots wees oor my? Sal hy my hare deur mekaar krap? En sy ou rooi is. Party dae wil ek jou met 'n weerlig gestryk het. Maar ek like jou. Puma, gaan hy dit oor ons sê? Partykeer dink ons is maar net verdoem. Ons moet maar afdraand gaan. Nee, hy bly roep. Ek het aan 'n kruis gehang, toe hy warm bloed hier te my sy afloop, toe is dit Puma se naam daarop. Henry se naam, Jesus se naam, Konrad se naam, moenie verlore gaan nie, ek wil jou red. En ek en jy ou is besig met 'n kleerling is 'n sleg ding. En die kleerlinge sê, 'n witte is dan maar sleg ding. En die swarte sê, kyk vir hierdie pastoor Pieter, hy's pikswart man, maar hy het 'n swart van my, kan nie eers swart taal praat nie. En ons is besig om te roei oor nonsens. Een vrou sê vanoggend, jy het tyd vir nonsens oor 'n kaal fliek, bepaal jou liewerste en gee vir mense kos. Ek gaan nie spog met myself hê, want ek kan ook nie, want dit is nie ek nie, daar sit die mense wat die meel maal. Dis hulle wat moet spog. Ek het net vir die vrou gesê, as jy jou naam klaar met 'n plank geslaan het, kom kry vir jou sakkie meelpersent. Weet julle hoe lekker is dit, om sulke uitsprake te maak, want jy loop saam met die koning. Moenie hulle beledig nie. Moenie hulle terug sleg sê, au, dit voel partykeer so. Dit voel partykeer ek kan sê, mag jy geld kry in jou linkertoon. Maar ek gaan nie dit saai nie, want ek weet hoe voel geld. Ek het hom al gehad, en ek wil nie daai oes laat opkom in my toon. Nee mense, kom ek en jy, ons moet vurig wees. Ons moet opstaan, maar liefde, liefde, liefde. Ons het hierdie week baie daaroor gepraat, en dankie vir die studente. Van tyd tot tyd sê hulle nogal sulke goed, en ek waardeer dit verskriklik. Wat sê, ons kan by Oom Rooyes die liefde sien, hoekom hy so aangaan. Iemand wat veg, dat drenkelinge uit die see uit moet kom, kan nie daar by bootjie staan. Ons sal hulle uithaal. Die genade is groot. Ons sal hulle uithaal. Dan gee iemand weer 10de in die sak. Ek kan vir hierdie bootjie petrol koop, as die storm te sterk raak. Nee, jy moet sweet.
Jy moet toue uitgooi. Jy moet hulle rak. Jy moet hulle inkry. Want dit is wat die moeite werd maak. As daai meisiekind donderdag in die bus klim en sy waai vir ons so. Het sy keuse. Joburg is vol vape shoppe. Vol wynglase. Of sy kan sê, ek bring die verskil. Nie die eerste 3 weke nie. Andrea, waar is jy? Jy het 4 maande goed gehou. Dominique, waar is jy? Jy het 'n maand goed gehou. Tian, waar is jy? Jy het 2 weke goed gehou. Hulle gaan dit kyk. Hulle gaan inkom. Ek wil vanoggend nog preek. Ek wil net vir ons lees. Want toe ek hierdie deel, die hele Bybel is wonderlik, maar toe ek hierdie dele lees. Markus 1 vanaf vers 21. Stefan kom daar by my huis aan en hy kom interfereer in my gebed. Ook kan kwaad raak as ek besig is om te bid en hy kom. Maar okay, was dit jy? O. Toe dink ek, kom ek lees maar vir hom 'n stukkie en toe raak die stuk my sommer aan. En ek wil net die stuk lees en kommentaar lewer. Want in hierdie deel kom alles voor, sy genesing, sy vrymaking, duiweluitdrywing, alles. Kan ons so onnosel wees? Toe julle tyd terug, paar jaar terug, ek het in Poland gesit, nou klink ek ook baie soos 'n groot evangelis in Poland gesit, terwyl ek dit lees in die rapport. Andres, toe loop ek net so oor hy flyover, waar is Andres? Toe gaan eet ek curry, aan die ander kant. Toe lag ek vir die mensdom terwyl hulle my vloek. Wat is hierdie ou op RSG, wat hier by jy nie weg ook wat die diertjies kyk. Ek het dit gelike, Dave Peppler, hy sê, julle weet ek glo nie in die Here nie, en ek glo nie in duiwels nie. Hy sê, maar hierdie rooies is boos. Ek het dit gelike, ek gaan komment daar, ek sê, ek is bly, ek het jou ten minste laat beginne glo. Jy glo nou iets is boos. Alles dit ek. Sulke goed gelukkig laat my lag. Maar nie, en weet julle wat, elke keer, al maak ek ook 'n uitspraak, soos vanoggend, as ons voor die regterstoel van God verskyn, in my hart, dink ek elke keer, ek wil nie hê daai persoon moet brand nie. Dit kan nie Julius Malema wees, dit kan wie wees, ek wil nie hê hulle moet brand nie. Hoor gou mooi, moenie 'n vuil hart hê en wens iemand gaan hel toe nie. Moenie, in 'n oomblik van kwaad, sê ons sukkel goed. Moenie dit hê nie. Stel jou hart, al is jy hoe erg gaan staan op vir iets, dat jou hart is, ek wil hê, hy moet saam met my in die hemel sit. Moenie laat mense gaan brand, hulle hou nooit weer op brand nie, dis verskriklik. Ek wil nie daar kom nie. En het jy geweet, ek stap vanoggend so in die kamer in, en die Here sê vir my, hy het vanoggend nogal met my baie goedjies gepraat. Na hy vir my gesê het, hy glimlag oor my, sê vir my, as jy nou jou gun vat, in jou tyd as pastoor, en jy skiet jouself dood, dan maak jy dan vir my verskriklike klomp skade. Want die oë is op jou gefestig, en dan maak jy my seer. Ek het nie selfmoordneiging sien, hallo, ek het nie dit nie, is God wat met my interact. Daar is so baie pastore wat sulke goeie werk gedoen het, en dan maak hulle self dood. Weet jy wat was hulle situasie nie? Dit was miskien erg, maar die feit is, ons moet nie sulke goed doen nie. Ons moet aan hom dink, nie aan onsself nie. Ons moet tot die einde toe. Daarom my begeerte is, ek wil Strys se gesig die laaste 20 minute sien. Nie joune. Laat Strys vir 25 jaar met my uithou, is die Here se wonderwerk. Dis een van die grootste wonderwerke, staan daar. Hy like my niks, maar hy moet my kyk. En dan tussenin sê ek ietsie vir hom. Luister hierso. Ek wil vir julle sê, sy naam is Jesus. Almal van julle kan vir God werk, as daai man vir hom kan werk. En ek ken nie in Suid-Afrika, die buiteland ken ek nog minder. Ek is nou soos hy vrou wat sê, sy ken my nie. Ek ken nie, en julle kan kwaad wees my op TV alles, iemand
wat die betroubaarster is daai man nie. En ek weet jy like nou nie, ek moet oor jou praat nie, maar ek moet dit inbring, in Jesus naam. Ek het nog nooit so een ontmoet nie, en dan het ek nog nooit, toevallig sit hy hier vanoggend, ek het nog nooit so mens van vriendelikheid ontmoet nie. Ek het sy vrou nou al hoe dikwels gevra, skel hy jou 'n bietjie? Hy wys net wit tande. Andere sit hom op 'n fliek, waar hy 'n swart hoof is van 'n land in Afrika, en dan moet hy ons sendelinge, Dierhild by Grace, is op YouTube, julle kan hom gaan kyk vanmiddag. Baie goeie fliek. Baie goeie fliek. Hy moet kwaad wees vir hierdie wit mense wat inkom in die fliek, en ons uitjaag. Anders vang hy ding 16 keer oor op. Want as hy moet kwaad wees, wat dan? As ek kan net ietsie kry van daai man, van dit. En hy was 'n daggasmokkelaar. Daar waar Rupert hulle bly, in hy huisie, wat huisie by Oranje Koöperasie, die tweede deur, het hy die daggas so gegee vir die mense. Vanoggend sit hy daar, en ons recognize hom die grootie, by een van die grootste godsmense is onder ons. Hy het begin om groentetjies te verkoop om in die lewe te bly. So het ek hom ontmoet my jaar voor redding. Toe lyk ek hom nogal. Sal net nie saam met hom met 'n beker uitgedrink het nie. Dit was apartheidjare. Jy bly daar en ek bly hier. Ja, jy ook. Jy sal liewerste my oud bring. Maar luister hier, as ons vry is in Christus, nou is daar nie rasisme nie. Amen. Die wêreld gaan ten gronde. Kyk gister se dialoog. Ek dank die Here uit weer ons gebed voor. Ek het gesê, Here, draai swart en swart en maak hulle deur mekaar. Daar beklei hulle. Daar beklei hulle op die dialoog. Van die ANC wil met homself dialoog gehou het. Die skelms. Ai, dis lekker, sy naam moet Jesus wees. Maar kom ek lees gou vir ons, laat ons kan gaan koffie drink. Ek dink Annel wil vir ons almal koffie maak. En dadelik, julle kan net luister, julle hoef nie nou te lees hier, die studente kan net neerskryf. En dadelik toe hulle uit die sinagoge uitgegaan het, jy moet nou kyk. En daar moet jy Jerusalem toe gaan, daar moet jy Israel toe gaan. Dan promoveer ek nou sommer vir ander is ook. Stella kom nou daarvan af. Dan moet ek die kat alleen oppas. Maar okay. Die kat, kom ek gee net gou 'n update oor die kat. Die kat wil dood toe sy oorgaan. Hy kry regtig, hy was dood. En toe Jesus roep, toe begin lewe die kat. Ek moes nie, okay, kom ons los daar. Maar luister nou, ek gaan moeilikheid kry. Hoor gou mooi, toe ek na die kat kyk, lewe die kat. Die kat is genuine. Nou wat terug is, sy het hom sandbak toe gedra. Mense, sy dra hom kosbak. Jy piep hom op, dis hoekom hy like dit. Party Christene wil ook so in die kerk, dra my sandbak toe, dra my na my kos toe. Ai pastoor, sy het my weer skeef gekyk. Ai pastoor, hulle het dit weer aan my gedoen. Ek wil net opgepiep word. Ai tog man. Loop self sandbak toe man. Loop. Hey. En jy moet ook begin loop uit die reistool uit opstaan, begin loop. As jy voel jou bene raak sterk, dan loop jy. Ek like hy ou se naam op WhatsApp, Koos Loop. Sy naam is Koos Loop. Dit was nog die verkeerde redes. En Stellenbosch het hulle met hom gespot terwyl hy leer vir advokaat. Daai ou manifesteer. Ek het nog met hom oor gepraat. Hierdie week gaan hy daar, hy trek soos 'n advokaat aan. Kyk hom op die terrein, hy trek aan, hy's amper klaar geleer. Ek weet nie of Koos dit self weet nie. Maar besef jy manifesteer dat jy 'n advokaat is. Ja, jy het twee goed die gedink, Koos loop nie en hierdie nie. En jy gaan al twee kry. Hy trek, strikdassie, wit hemp, hy trek soos 'n advokaat aan. Hy doen goed wat hy self eers weet nie, in die geloof. Amen. Jy is geroep om die Christendom te gaan beskerm. Nie om te gaan ryk raak as 'n advokaat nie. Doen dit. Of ek steek hy wielstukke. Okay, ons gaan aan. En die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan die koors. Een van Jesus se disippels, se ma, se skoonma.
Kon of Petrus ook skoolmaak grappies gemaak het. Ek dink Jesus sal vir hom gesê, hou jou bek, hou jou mond. Jesus sal die bek gesê het. Hy sal gesê, hou jou mond. Aan die koors. En dadelik het hulle hom van haar gesê. Hy weet dit ook, maar hulle sê. Daarop gaan hy na haar toe, neem haar aan die hand, rig haar op, en dadelik het die koors haar verlaat, en sy het hulle bedien. Daai klik wil ek oor praat. Vrouens, wanneer julle gesond is, staan op en bedien ons. Dit staan in die Bybel. Stella, het jy koors? Nee, jy lieg. Jy gaan my vanmiddag bedien. Amen. En toe dit aand geword het, en die son onder was, het hulle na hom gebring, almal wat ongesteld en van duiwels besete was. Jesus sou op die rapport se voorblad gewees het, want hy dryf duiwels uit. En dieselfde professor wat daai tyd vir my gesê het, ek is mal, sou ook, ek moet sê, ek verskil nie baie van die professor nie. Ek dink ek het 'n streep. Ek dink ek het 'n streep. Maar die streep se naam is Jesus. En die hele stad het by die deur saamgekom. En baie wat aan allerhande siektes gelei het, het hy gesond gemaak. En baie duiwels uitgedryf. En die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom nie geken het nie. Hoor 'n bietjie, hy genees. Sien ons dit in die kerke? Sien ons dat daar duiwels uitgedryf word? As 'n kerk jy dit nooit sien nie, gaan weg. Dis nie Christus se kerk nie. En vroeg in die môre, hierdie wil ek hê met julle hoor. Alles is in hierdie stuk saamgevat. Nog diep in die nag het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek, vertrek en daar gebid. Hoor gou mooi, jy kan nie net duiwels uitdryf, jy kan nie net vir siekes bid nie, jy moet na eensame plekke toe gaan. Jy kan nie altyd saam in die huisgroepie bid nie. Jy kan nie altyd in die kerk net bid nie. Daar's tye wat jy op jou eie moet gaan en alleen met God moet gaan sit en nie vir hom vra vir 'n kar, 'n huis, 'n huwelik, dit nie, waar jy hom net gaan vertel hoe goed is hy. Hoe wonderlik is hy. Partykeer moet ons ook iets doen. Hoor gou mooi mense, jy kan nie net bid, Here ek wil vir u werk hê. Ek ken mense wat 20 jaar het al bid en nog niks doen nie. Ek moes op 'n oggend 'n Edgar sak vat en my vrou het werk toe gery, ek het nie 'n kar gehad nie en ek moes die Bybel aansit en ek moes park toe stap in Kimberley en ek moes met gomsnyfertjies gaan sit. Mense wat ek nooit mee omgegaan het nie. Ek is 'n polisieman gewees en ek moes met hulle gaan sit en hulle van Jesus vertel het. My eerste diens toe ek bid, Here, waar kan ek hierdie week preek? Ek wil ook graag preek. My eerste preek. Toe sê die Here, donderdag aand 7 uur, net so duidelik vir my, by Diamond Girls. Ek weet nie wat my vrou met die goed gekoop het. Ek kom by haar, ek sê my eerste preek. Diamond Girls, 7 uur. Ek is net uit as 'n polisieman. Daar's nog nie selfone nie. Ek bel Diamond Girls. Ons het die boeke voorheen, het stel dat die boeke gaan afteken. Sy het boeke gedoen by die Diamond Girls. En by die escort agencies, want sy was by die drug squad, sy moes hulle gaan, die prostituie gemonitor het. Ek bel hulle, want hulle ken ons. En ek sê, vir die eienares, kan ek daar by julle woord kom bring. Sy sê, ons is net donderdag aan 7 uur oop is. Ja, kan jy kom. 36 girls. Lekker my eerste gemeente. Ek kry vir my 4 pelle om saam te gaan, want ek kan nie altyd alleen operuit nie. Ek gaan binne 'n week of 2 op 'n uitreiking. Min mense weet nog, my vrou weet, en die mense gaan dink, daar's fout in ons huwelik, daar's nie fout nie. Ek pak die bakkie, ek gaan op 'n uitreiking. Ek kan dit ongelukkig hier sê nie. Stella weet presies alles. Daar's 'n groot vis wat moet inkom. En hy het gesê, jy kom alleen. Ek is op pad in die duine in. Ja, ek kom alleen. Gelukkig is dit daarmee 'n vrou nie. Dis 'n man wat vir my dit gesê het. Ek kom alleen, maar ek is op pad. En ek sien verskriklik uit. Maar hoor gou mooi. En ek kom by hierdie Diamond Girls. En ek reël voor die tyd 4 manne wat moet saamgaan. Leon, as jy na my kyk,
Waar is jy in die wêreld, Leon? Is jy by Christus? Dit was een van die ouens se name. En almal bel my terwyl ek nog by die huis is. Ek sal dit nie vanaand kan maak hier, Royes. As ek alleen. Want God se universiteit wil my oplei. Ek gaan en ek dra my Bybel daai aan so aan die buitekant. Want die karre ry verby. En ek was nou die dag nog 'n polisieman, nou is ek gered 'n maand dink ek, of 2 weke. Nou stap ek so met daai Bybel by Diamond Girls in, laat almal kan sien ek is 'n groot Christen wat by die hoere gaan kuier. En toe ek so instap, toe kom 'n polisiebakkie verby met 'n kar met 4 polisiemanne. En hulle skree, lekker ou Royes. Dit voel jy sink in die aarde. Ek gaan in en hulle sit. Hulle sê jy moet gou praat, maar ons moet die telefoon antwoord. Ek sê is reg. En toe ek open met gebed, lei die foon en ek dink, ai. Nooit geweet is God wat besig is. En die eienares se trane begin loop op die foon. Ek weet hierdie is 'n customer, sy kan nie so lief vir hom wees nie. En sy vat hom weg, sy sê Royes, my pa lê op sterwe in Kimberley Hospitaal, kan ons gaan? Sy sê yes. Al 36, ons sluit die plek. Ons gaan, en toe hulle is aangetrek in hulle werksmondering. As julle klomp nou kyk van daai jare, ek is lief vir julle, hoor. Moenie dink ek spot met julle nie. En as julle afgedwaal het, kom weer terug by die Here. Want baie het bekeer. Maar hoor gou mooi. En toe hulle sit hierso. Maar erger is boerbroekies. Met streps, wake. Ons kom, dis op die 3de vloer. En toe ons daar kom, onder, werk die huisbak nie. Die fout wat ek maak, ek is 'n ordentlike man wat sê vrouens eerste. Plaas ek loop voor. Rian, het jy gesien 36 so aangetrek hier met die trappe op en jy kom hier van agter af. Dis 'n ander storie. Ons kom by die bed en ons lei die oom na die Here toe. Wanneer God jou eerste preek gee, dan werk dit so uit. En ek lei die oom na die Here toe, sy naam is Jesus. En hulle bekeer ook daar. En ek doen ook hierdie begrafnis. So kan ek vir jou baie stories vertel. Dink net ek moet nog een vertel van dit, voor ons afskakel. Toe ek nou hulle kapelaan raak, hulle wil hulle tiendes vir my bring, vra vir Stella. Sê ek nee. Ek weet tiendes kom uit baie verskillende goed, as jy by Spar tiende kry, die lotto, die wyn, uit alles. Maar hier kom hy dan direk. Ek sê toe vir hulle, nee, ek is lief vir julle, maar ek gaan nie julle tiendes vat nie. Ek begrawe hulle mense, ek doen alles. Hulle kom toe kerk toe, maar ek weet nie van hulle sit daar nie. Ons het 'n geseënde kerk gehad. En ek preek oor hoerery. Nou as ek weet daar sit 'n prostituut, sal ek nie oor hoerery gepreek het nie. Julle ken my min. 'n Sondaar wat weet hulle hoereer, ek het nog nooit by die escort agencies oor hoerery gepreek nie. Of oor rook of ietsie. Hulle weet hulle doen dit. In die kerk preek ek daaroor, want daar sluiers. En ek gaan uit en die Woensdag vat ek angeliere vir hulle. 11 meisies het bekeer aan. Vat ek klomp angeliere. Was hier ook Diamond Girls. Maar in elk geval, Dolce Vita was die ander een. Hierdie een is Diamond Girls. Vat ek. Daar was 12 hoerhuise in George Straat. Net voor ons, met die myntyd in Kimberley, interessant. Dan bly die 2 oor. En ek vat vir hulle die angeliere. En toe ek inkom, toe hardloop een weg. En sy skree, jy het die waarheid gepreek. Toe was sy Sondag in die kerk. En gehoor ek preek oor hoerery. Ek skree, vang haar. En hulle vang haar. Ons bediening lyk altyd nie so. Nou sing ons, nou neem ons kollekte op. En sy kom en sy gee haar hart vir Jesus. Sy groei so vinnig, binne 'n maand het sy 'n man. En sy gaan trou. Nou moet jy weet, ek en Stella is troue toegenooi. Die helfte van haar vriendinne is nou bekeer, die helfte is nog prostituie, so hulle kom so.
troue toe. As 3 mans. Die bruidegom, die chakkerout en die pastoor. Dis ek. En verder is dit 40 girls. Ek kyk so toe ek Stella nader kom, want ons trou nie net, ons gaan onthaal toe ook. Ons wil uiteinde toe gaan. Ek sê, jy sien seker, ek kan nie dans nie, maar vanaand sal ek moet dans. Ons is net 3. Ek sê, vir die evangelie doen ek alles. En ek vat daar. En ek trap vir hom, broeder. En ek trap, en ek vertel vir hulle van hierdie Jesus. En dat deliver ek, hulle vat ek die volgende een. Woep! Nou sal paar Pinksterkerke dan my skors. Luister, ek sal enige iets doen vir Jesus. Sy naam is Jesus. Hy red en hy genees nog altyd. Ek wil vandag vir jou sê, moenie die nieroorplanting vergeet nie. Moenie vergeet wat het hy vir jou gedoen aan die kruis nie. Hy het nie net vir jou 'n nier gegee nie. Hy het daar vir hom Ottie weer nuwe lewe gegee. Ottie was besig om te sterf. Toe hy laas Sondag vertel, hoe was hy besig om dood te wurg? Dis erg. Daar sit Andres se skoonma. Jy sien dit elke aand. Hoe mense sterf. Mense, waar gaan ek en jy wees? Het jy geweet, nadat ons sterf, gaan ons daai naam Jesus weer uitroep? Almal. Party gaan net sê, dankie Jesus, ek het dit gemaak. En party gaan uitroep, wees my genadig. Die hel is vanoggend vol mense wat uitroep, ek wou nog bekeer het. Ek wou nog geluister het en kerk toe gegaan het. Ek wou nog my hart vir Jesus gegee het. Ek wou nog. Is vir ewig te laat. Kom ons maak ons oë toe. Vader, dankie dat U hierdie seun van U, Jesus gestuur het. Yeshua Messiah, dat ons redding kan hê. Kom raak ons vanoggend aan, dat die Heilige Gees nou oor ons kom, terwyl ons oë gesluit is. As jy sê, maar ek wil ook hierdie Jesus dien. Ek wil hierdie Jesus kies. Ek wil nie meer lou wees vir hom nie. Wil jy nie sommer dadelik uitkom nie? Kom sommer uit. Laat ons net saam. Moenie eers nog bly nie. Sê ek wil hom kies. Ek wil nie hel toe gaan nie. Ek wil jou nou nie bang maak oor die hel nie. Dis nie vandag se diens nie. Vandag se diens is, wil ek jou sê, hy het jou lief. Kom. Is daar iemand wat wil sê, ek wil hom aanneem? Kom staan hier by my. Staan hier by my. Ek wil saam met jou bid. Ek het 'n gevoel vanoggend gaan een uitkom wat sterk gaan groei. Nie daai gewoonte uitkom nie. Is daar nog iemand? Ek gaan nie weer vra nie. Ek voel ek is tevrede. Partykeer soek ons massas. Partykeer soek ons net kwaliteit. Nou hier wat nou staan is kwaliteit. Die skrif sê, en vir die een wat die baas R10 afgeskryf het, en vir die een het hy R1.000.000 afgeskryf. Wie sal hom die liefste hê? Jy wat nooit gerook en gedrink het nie, nooit voor huwelikse seks gehad het nie, jy is R10 afgeskryf. Is ook 'n wonderlike iets. Maar die woord sê, jy gaan hom nie so lief hê, soos die een wat al hierdie nonsens aangejaag het. Dis wat die woord sê. Jy moet net weet, oorweeg dit eers voordat jy kom. Want jy gaan nie deur hierdie act bly nie. Jy het dit. So oorweeg net voordat ek vir jou gaan bid. Wil net hê mense moet uitkom net omdat rooi is dan anders ter gaan, né? Solank dit oor Jesus gaan, is dit wonderlik. Dan is dit wonderlik. OK. Emie, gaan dit nou gebeur? Gaan dit nou regtig gebeur? Maar ou grootman, wat is jou naam? Isak. Isak, dankie jy is hier hoor. Dankie Isak. Is jy daar by Pastoor Pitale? Amen. Jy wil net vernuwe, jy het al jou hart vir die Here gegee. Teruggeval. Wanneer laas het jy wyn gedrink? 2011. So jy het nie met wyn weer geval nie.
Maar jy teruggesak op ander goed. Amen. Man, Isak, nou gaan jy opstaan. Wonderlik, wonderlik. Is daar nog iemand? OK. Bid al 4 saam met my. Sê Vader, sê hardop, Vader, ek kom vandag na U toe. Ek het gesondig. Ek kort U vergifnis. Vergewe my asseblief. Was my skoon met U bloed. Vul my met U Heilige Gees. Red asseblief my siel. Ek glo Jesus Christus is God se seun. Amen. Vader, dankie dat hierdie nie maar net weer soos baie was. Ek dink aan een aand. Was dit jy met die sigarette? Jare terug. Of toe jy laas hier was dit jy? Dit moet nooit weer wees nie. Want kyk hoe lief is hy vir jou, dat hy jou weer 'n kans gee. Daai aand toe brand 'n sigarette uit. En jy kom en jy kom steel daai sigarette na die tyd. Maar ek hou nie dit teen jou nie. Ek praat van, hoe het jy gedoen? Vandag sê die Here, hy is lief vir jou. Moenie terugdraai. Hierdie man se pa voorlaas week in Pretoria, kom woon hy by waar ons preek. En sy pa, sy ma en sy suster, en 'n ouetjie wat nie kan praat nie is daar. Dis hulle buurman. Hy sê net die hele tyd, hey, verstaan, daai tipe mense. Dis ver wat hulle kom ry. Sy pa doen die bemoeienis om iemand wat ander mense nie sommer sal oplei te bring. Hy koop vir hom kos, hy's heeltyd om hom. Het daardie pa nie 'n verlange na 'n seun nie? Hy's 'n normale seun. Hy gaan nie daai buurman afskryf nie. Hy's 'n normale seun. Hierdie normale seun kan hy oral saamry. Kan hy drukkies gee. Hy liefdevolle pa. Wat al gesê het, Henry, asseblief, ek kan nie meer nie. Hy vra vanoggend saam met Jesus dat hierdie keer dit werk. Amen. Amen. Jy het net so oulike pa. As jy op die telefoon praat, sal hy sê, al doen jy wat rooi is, hy moet net regkom. Dis 'n pa wat omgee. Ek het paas gehad wat my al gebel het en gevloek het na 'n week. Kom is my kind nog nie reg nie. Ek het net nie teruggevloekie, maar dan sê ek, 28 jaar het jy niks gedoen nie. Dan wil jy, ek moet in 'n week iets doen. Jou pa is van daai omgee. Hy kyk mos vir ons. Hy kyk ons mos nou. Moet jy nou maar vir hom sê van die laptop. TV is 'n ander storie. Pa, as jy jou bel oor die laptop, vergewe hom. Is eintlik 'n mannedaad wat hy gedoen het. Omdat hy skade gemaak het. Met as en goed uitgebrand het. Het hy die laptop verkoop aan ons om te vergoed. So ek sien dit as 'n goeie daad. 'n Student wat nie net kom sê jammer oomie. Gewoonlik kom hulle jammer oom met die skade. Hy het gekom en sê hierso, en vir die skade regmaak. En hy was ook nie moetswillig nie. Dit was 'n ongeluk. Hy het nie moetswillig nou iets gedoen nie. Nee, Fredo, dit was 'n ongeluk. So ons sien dit is 'n mannedaad. Pa, koel net eens af voor die laptop. Kyk daar. Iets vir hom sê. Hy het gesê sy pa moet nooit hoor nie. Nou het hy gehoor. OK. Luister hier. Ek stel aan hierdie klompie jou minder lief hê. Jy's die een wat die keuse het wat jy moet gaan doen. Ons gaan vanaand nog finaal bid en môre besluit ons. Maar dien die Here. Hy het jou geroep. Jy kan nie sit en ons. Jy's mos nie so sleg dat jy moet loop 'n toppertjies optel nie. Jy's 'n oulike vrou. Hoekom wil jy dat Lucifer jou so sleg maak? Dat jy ou twak van ander se vieslike asem. Jy weet eers of hulle Colgate gebruik het nie. Hulle toppertjies optel. Neem. Kom, jy gaan opstaan. Amen. Isak, ek ken nou nie baie van jou nie. Maar ek sien sommer jy's 'n man in een stuk.
Het hy 'n vrouie? Waar is sy? Sy by die huis. Hoe behandel jy haar? Behandel jy haar goed? Pastoor, is dit so? O, jy weet nie. Die ander wat vir Isak ken om sy huis, behandel hy sy vrou goed? O, wie? Ken hulle jou? Is jy daar langs hulle? Bly reg oor mekaar, pastoor. Stefie, behandel die oom sy vrou goed? Hulle sê jy behandel haar goed. So is wonderlik. Prys die Here, ou Isak, die Here seën. Nou gaan sit. Kom ons sluit af. Amen. Amen. Ja, François, jy sê jy dit gemaak vanoggend? Net. Papwiel. Ek is so spyt gewees, jou swaartjie het nie dit gegaan nie. Ek hoor hy wil sy skoene aantrek, maar jy kan nog hoor, hy sal dan bly wees as daar 'n ander oplossing kom. Kom ons sluit af. Is daar iets wat ek moet weet? Net Lindy en daai, almal met die reception foon, net 5 minute, 3 minute. Vat vir ons stoele asseblief so en toe moenie loop, hulle sê daar 'n koffietjie drink of jy laaste. Net vandag. En Maritza, jy kan ook 5 minute wag voordat jy huis toe gaan. En al daai goed. Dat ek net deurkyk of is iets oorgesien het. Is iets, is jy alright, Piet? Is jy alright? Okay, dankie. Jana, is jy alright? Dankie dat jy hier is, uit al die pad van Bloemfontein af. En ons sê dankie. Weet julle wat is lekker? As jy skoon mense het, jou kinders, wat jy ook kan bykom. Weet julle hoeveel ouers, as ek net aan my eie ma gedink het, en my ou paale, ek dink in 20 jaar het hulle nie by die ander mense gekom. En dis tog lekker, ek weet Jan en jou nou nie so baie van ons nie, en jy moet ook partykeer jou kop wegsteek as hulle praat in die hospitaalgange, maak of jy ons nie ken nie, maar is tog lekker, bid dat julle kinders eendag trou, dat die ouers vriende is. Ek dink dit moet bitterlik simpel wees, as jy nooit by jou kinders se pa en ma kan kom nie. Dit moet nie lekker wees nie. So, dankie. Ongelukkig is daar nou weer party. Ons het getrou omdat julle vriende is. Nie omdat van haar hou nie. Ek sê, ons het getrou omdat julle vriende is. Kom ons sluit liewerste daar voordat hier 'n fight kom. Die Here seën, gaan uit.